Jack, jy het groot geword in Heidelberg, toe jy ingenieurswese gaan studeer by Tikkies. Hoe het dit gekom dat jy spesifiek in vervoer ingenieurswese betrokke geraak het? Ek het 'n beurs gekry by Staatsdiens in my 3de jaar. Toe kry ek so 'n mooi boek van die Staatsdiens wat sê, hier is die departemente wat soveel ingenieurs het, en ek kan kies. En ek moet my keuse maak, en op die, as daar nou regtig nie by my eerste keuse nie, moet ek 'n tweede keuse. Toe kies ek waterwese, want my pa daar gewerk om daar te werk, en tweede openbare werke. So 6 maande later, toe kry ek 'n brief wat sê, veel sal ek werk by die TPA baie. En dis toe waar jy geëindig het in vervoer? Ja, toe kom ek in vervoer in. So toe het ek het 26 Junie 1971 begin by die TPA. Daai pad deur die provinsiale administrasie in die paaie sektor, het jy verskeie senior posisies beklee in groot projekte oorsien. Maar ek wil gaan na die goudtrein. Dit is tog seker een van die kroonprojekte in Suid-Afrika. En ek wil jou vat na Junie 1997 in Bavaria. Vertel vir my. Ek het toe saam met Tokyo Sequale, die premier op daai stadium, het ons Bavaria toe gaan, ons was by die kanselier gewees, Herr Struybe, en ons het 'n vergadering daar, en ons het so 'n ooreenkoms tussen die provinsie van Gauteng en Bavaria. En ons is toe daar om te praat daaroor. En toe vra die Struybe, maar jy weet, ons het nog nie eintlik iets gedoen nie. Toe staan Tokyo op, toe sê nee, maar ons is hier om 'n trein te koop. En toe sê hy net, ons gaan 'n trein koop. Ons gaan 'n trein koop, en Jack van der Merwe is hier om 'n trein te koop. Toe begin julle beplan aan die ding. Nou, hierdie beplanningsstadium het jy wyd en suid gaan kyk na op ander projekte. Hoeveel het julle gaan kyk na projekte? Ja, ek was in 38 lande gewees. En wat vir my so interessant is, ek loop na so 'n projek en dan sê ek vir die persoon wat hom ontwerp het, wat sou jy anderster gedoen het? Jy weet, wat kan ek leer? En dan praat hulle gewoonlik vir 2 dae aan mekaar wat sou hulle anderster gedoen het. En ek het altyd vir myself gesê, ek sal graag eendag wil hê die mense moet na ons toe kom en vir ons kom vra, wat doen ons anderster? En ons kry nou so 2-3 delegasies per maand van oor die hele wêreld wat vir ons kom vra, wat het julle gedoen, hoe kom werk het reg met. So dis nogal bevredigend om te sien dat ons die volle sirkel geloop het. Hoekom het jy gaan kyk na San Francisco se stelsel? Trevor Manuel het my 2 keer gestuur, want dis die beste gedokumenteerde onsuksesvolle projek. So hy het gesê ek moet so toe gaan kyk wat hulle met die BART, dis die Bay Area Rapid Transit. Hulle het in 1975 het hulle hom gebou, en ek het daar by 97 so toe gegaan. So toe is hy al amper 25 jaar oud. En hulle die ou uit pensioen uitgevat, en toe sê ek van wat sou jy nou anders gedoen? Man, en dis 'n lekker storie. Hulle het toe die ding begin het hy so ongereeld geloop dat hulle dit in die koerante storie gehad. 'n Man wou sy vrou vermoor. Toe bind hy op die spoor vas. Toe gaan sy dood verhongerde. So, hy het eenvoudig nie gewerk. Hy het nie gewerk. En wat die Amerikaners doen, het hulle die mees uitgebreide vervoerbeplanning gedoen. En toe die ding oopmaak, toe het hy die helfte van die passasiers wat hulle jy weet voorspel het. En toe gaan hulle terug na die mense toe. En hulle sê vir die mense, ons wil nou opvolg doen. Het jy gestem vir die stelsel? Dan sê hulle ja, en gebruik jy die stelsel? Dan sê hulle nee. Dan sê hulle, maar hoekom het jy dit gedoen? Dan sê nee, ek het gedink as so 'n stelsel gebou word, dan gaan my buurman hom gebruik en dan het ek meer spasie. Hulle het die parkering verniet gemaak, en dan vind hulle dat die 4 ouens kom met karre ingery in die parkering. Dan klim al 4 in een ou se kar en dan ry hulle weer uit, want dit is alles verniet. So hulle het, maar die snaakse ding is dat in 1989, toe is die aardbewing daarso, en toe val die brug wat van Silicon Valley na San Francisco is, toe val die 2 dekke op mekaar. En die stelsel is in die modder van die San Francisco by gebou. So hy het die spoorstelsel het niks oorgekom nie. En die volgende dag kon die mense nou nie inkom nie. Toe skuif 140.000 mense op een dag na die trein toe. En toe bou hulle net die brug oor, en 9 maande later toe die brug nou weer oopmaak. Toe sit nou almal en dink wat gaan gebeur. En toe skuif 40.000 mense terug karre toe, maar 100.000. Die ander bly. 100.000 gebly. Soveel so dat die langtermynvoorspellings van die by areas transport is nou meer. Die werklike passasiersgetal is nou meer as wat dit was. So dit het hulle 20-25 jaar gevat. Maar uiteindelik het hy gewerk. Jack, skuif 2004 toe. 2004 word jy onthef van jou ander verpligtinge. Jy word net verantwoordelik vir die goudtrein wat ons gaan bou. Daai dag toe dit vir jou gesê word, hoe was jou gemoed? Omdat ek hoof van 'n departement is, word ek elke 5 jaar saam met die premier aangestel. So die premier stel dan die DGS aan. En ek het die projek van 97 bedryf, maar ook die departement.
En toe in 2004 toe sit ek saam met Mbazi Mashalowa en ek sê vir hom, right, wat gaan ons nou die volgende termyn doen? Toe sê nee, jy gaan nie genoeg tyd hê nie, jy moet net voltyds die trein in. So toe het ek na amper 35 jaar in die departement. Toe moes ek nou groet en my kantoor toemaak en 'n nuwe kantoor oopmaak. So dit was eintlik die toemaak van een ding, maar die oopmaak van 'n ongelooflike projek. En dis nou die projek wat vandag die goudtrein is. 2006, Trevor Manuel gee sy mini-begroting. En ewe skielik bars daar debat oor die kostes uit. Vertel vir my daai storie. Die projek is aangekondig in 2000 as deel van die 10 Blue IQ langtermyn ekonomiese bevorderingsprojekte in die provinsie. En Jabo Moleketi, wat toe die minister van Finansies was by ons, sê vir my, wat gaan dit kos? En ek sê, maar ons het nog nie ontwerp nie. Hy sê, man, hoeveel gaan dit kos? Ek sê, Jabo, kan dit nie vir jou sê nie. Hy sê, vat net 'n raai. Ek sê, ek dink dit gaan 7 miljoen rand kos. Die volgende dag, toe gaan hy op 'n openbare verhoog en hy sê, ons gaan die goudtrein bou en dit gaan 7 miljoen kos. Toe's ek redelik in die moeilikheid. En toe begin ons nou die ding ontwerp en ons het as gevolg van die omgewingsimpakstudie die roete verander en die kostes het opgegaan. Die hele tyd soos hierdie projek nou verfyn word. Maar ons het dis 'n PPP, 'n Public-Private Partnership tipe kontrak, so hy's geregistreer by Nasionale Tesourie en hulle was bewus geweest van die kostes. En ons moes nou besluit, jy weet, as mens nou terug aan die koerante toe en sê, hy's nou nie meer 7 nie, hy's nou 10, hy's nou nie meer 10 nie, hy's nou 11, gaan ons elke keer die pakslag kry. Toe besluit ons gaan dit bekend maak aan die einde. Dis daar 'n stryder of die nasionale regering ons gaan help en Trevor Manuel sê toe ja en in sy mini-begrotingsrede in 2006 kondig hy toe twee goed aan. Hy sê toe die trein gaan ondersteun word 50% deur die sentrale regering, maar tweedens die totale kostes oor die leeftyd van die projek gaan 21 miljard wees. En in die volgende 6 weke was ons 1600 keer in die koerante of op die radio of die pers. Ek is uitgenooi en uitgeskel om Kaap toe te gaan. Ek het 2 dae daar in die parlement spandeer met Jeremy Cronin, wat toe die voorsitter was van die staande komitee. Yes, dit was 'n rof geweest, maar toevallig ek ry op die deurpad van die lughawe af. En 'n persoon bel my van 'n radiostasie en hy sê, jy weet, hulle wil met my praat. En ek sê nee, goed, en ek trek van die pad af en hy het 6 mense daar en almal skree gelyktydig. Hulle is nou besig om almal jou daar onder kruisverhoor te gee. En as ek iets sê, dan skreeu hulle weer op my en dit gaan net rof weet. En toe bel iemand in en hy sê, julle kan hom nie daai vraag vra nie, dis politieke vraag. My naam is Shalowa. Toe bel die premier in en hy sê, as julle hom wil vra my tegniese goed, maar vra vir my enige politieke vraag. So toe het ek besluit, man, as hy bereid is om uit te staan vir my, kan ek ook bereid is om wat te werk te doen. Jack, sulke groot projekte, is daar 'n paar vrae wat ek om daai projek wil vra. Iets wat in so 'n projek problematies kan wees, is besluitneming. Hoe kry mens politieke besluitneming wanneer jy in so 'n groot projek is? Dis gewoonlik iets wat maande en maande vat. Hoe het julle dit bestuur? Die ding met 'n infrastruktuurprojek, veralnik as jy nou eskalasie of inflasie in jou land het. Hoe langer jy wag, hoe duurder word die projek. En in die staat kan ek jou sê, neem 'n politieke besluit 3 maande. Jy moet deur 'n klomp komitees gaan en 'n klomp prosesse en die politici, Shalowa en sy kabinet, het 'n besluit geneem om 'n kabinet subkomitee te vorm wat die goudtrein komitee was. En ek kon 'n kabinetskomitee saamroep in 72 uur. Dan kon jy hulle bymekaar kry om te besluit te neem. Ek dink dit sal nooit weer in die geskiedenis van die mensdom gebeur nie. Jack, so 'n groot projek wat miljarde rande behels, is daar altyd 'n verwagting dat hier gaan iets snaaks wees wat die geld betref. Tog het hierdie projek nooit enigsins enige aanduiding gehad dat iets snaaks gebeur het nie. Hoe het jy daai deel bestuur? Die eerste is dis 'n wilsbesluit. Die mens moet besluit van die vooraf hierdie ding gaan alles regloop. Ek het 'n instruksie gekry by die kabinet op daai stadium met die sogenaamde wapenskandaal gebreek en hulle het vir my gesê sorg dat daar nie 'n skandaal rondom die trein is nie. So wat ons gedoen het, ons het 'n lot stelsels in plek gesit. Ons het byvoorbeeld die evalueringskriteria, want dit is nogal redelik kompleks om so 'n projek te evalueer, het ons voor die tyd vasgemaak, goedgekeur deur die kabinet. Ons het toe die tenders ontvang, hulle geëvalueer volgens daai voorskrifte. Ons het 'n eksterne ouditeurfirma gekry om 'n audit te kom doen om te sien of ons die proses gevolg het. So ek dink dit is doelbewus wat ons gesê daar sal nie wees nie. Jy het op 'n tyd gesê publieke vervoersdienste
is aanbodgedrewe, nie vraaggedrewe nie. Wat bedoel jy daarmee? As daar 'n behoefte is dit nou vraaggedrewe, maar die oomblik wat jy 'n openbare stelsel daar sit, dan moet hy loop op 'n tydtafel, hy moet 'n sekere dekking hê in die dorp en onmiddellik word hy dan 'n aanbodstelsel. En dis hoekom openbare vervoer gaan altyd gesubsidieer moet word. Dis altyd 'n sosiale diens, omdat jy ek gaan baie kere na Geneva toe in Switserland en hulle het 'n unieke situasie. Hulle het 370,000 mense wat in die stad bly, maar hulle het 1 miljoen werksgeleenthede. So dit is eintlik die ideale ding vir openbare vervoer. Maar wat hulle doen is dat hulle besluit, hulle het nie 'n tydtafel nie. In die dag loop jy enige openbare vervoer 10 minute uitmekaar uit en in die aande 20 minute uitmekaar uit. En verder is daar 'n 1 kilometer ry getrek oor die stad. So jy kan enige deur uitloop. Die verste wat jy gaan loop is 1 kilometer, die langste wat jy gaan wag is 9 minute. So dan loop hierdie hele en hy loop die hele tyd en hy's suiwer gebonde op dis die afstand tussen mekaar. Ja, en hy loop of daar 'n passasier is of nie. So want anders die oomblik wat jy begin roetes wat nie baie verkeer daar uithaal, dan moet jy begin 'n kaart hê en jy moet begin tydtafel sê want jy loop aan 'n kilometer en jy kom by 'n dooie baan uit. So hulle hardloop om en hulle in Geneva is dit 1/3 inkomste uit die fooie uit vir die rit en 1/3 van die stad en 1/3 van die provinsie. Jack, ek wil terugkom meer die beginsels rondom so 'n groot projek wat jy moet bestuur. Daar was op 'n stadium met julle 3 miljoen rand elke uur uitgegee toe die projek in sy boufase was. Die beginsels rondom die bestuur van so 'n groot projek, wat is die kernbeginsels? Ja, ek dink daar moet natuurlik stelsels wees, daar moet kundige mense wees, daar moet 'n kundige kliënt wees. Mense moet raadgewende ingenieurs hê wat jou bystaan. Eerstens hierdie is 'n multidissiplinêre stelsel. Ingenieurswese is die maklike deel. Die moeilike deel is die sagte issue, hoe mens met die mense werk en die omgewing werk. En dis goed wat aan mekaar verander. So eerstens moet jy 'n multidissiplinêre span hê. Ons het op 65 terreine gelyktydig gewerk. So mense moet maniere om toesig te hou, maniere om kwaliteitskontrole te doen en dan net 'n oogie ophou op wat uitkom. En natuurlik moet die mense 'n kundige kontrakteur of 'n konsessionaris hê. As hier nou 'n persoon uit 'n ander ontwikkelende land kom en hy sê ek is die Jack van der Merwe van daai land en ek wil kom gesels met 'n ou wat dit reg gedoen het. Wat is die elemente wat jy vir hom gaan uitlig? Wel, ek dink eerstens moet hy moet seker maak oor die kontrakvorm. Hy moet 'n kundige kliënt wees. Daar moet 'n kundige kliënt wees wat die ding dryf en daai kundige kliënt moet politieke ondersteuning hê. So daar moet 'n politieke kampioen wees wat die kampvegter daarvoor gaan wees. Maar daai persoon moet eerstens sê hy is bereid om lange ure te werk, maar hy is bereid om lank daar te bly. Hierdie projekte vat oor die algemeen 14 jaar vandat hulle aangekondig word totdat die president die lint sny. So mense moet bereid wees om daai tyd in te sit en dan moet jou samestelling van jou span reg wees. Hierdie tipe kontrakte het 'n tegniese kant, 'n finansiële kant wat redelik kompleks is en dan 'n regskant oor al die kontrakdokumente en dan in ons geval sosio-ekonomiese ontwikkelingskant. So 'n tipe projek daar moet fenominale druk wees. Politikuste, 'n trein wat breek, iemand wat te laat is, allerlei goed wat kan fout gaan. Selfs dwars deur die projek. Hoe hanteer jy hierdie 24 ure dag druk? Ek dink mense moet maar prioritiseer en mense moet eintlik, dis maar daai ding om te weet, as mens kyk na politiek, daar's 'n lot druk, maar daar's 'n lot druk van verskillende politieke partye en van die politieke partye in ons land, dit was hulle beleid om die trein teen te staan. So mense hoef nie eintlik energie daar te mors nie want jy kan niks doen om dit gaan gebeur. Ja, en jy kan hulle nie oortuig nie, daar's nie oortuigbaar. Ek dink die mense wat mense op moet konsentreer is mense wat nie die regte inligting het nie. En mense wat allerlei vrese en goed het oor vergoeding van hulle eiendom en daai tipe goed. So ek dink die kwessie van inligting en aanhoudend praat. Ek meen ons het nou 'n land wat redelik oop is vir kommunikasie en daai tipe goed. So dis ook 'n ander sy van spesialiteit wat mense moet na kyk. Jack, as jy advies moet gee vir 'n jong persoon wat belangstel in ingenieurswese, wat is jou advies? Wel, eerstens hy moet ingenieurswese, hy of sy moet ingenieurswese studeer want ek dink dit's 'n ongelooflike beroep. Maar tweedens, as jy ingenieur is, moet jy jou eerste 5 jaar moet jy gaan vir ondervinding en nie vir die geld nie. So as jy net genoeg geld kry om te lewe,
kies daai ding om 'n werksituasie te skep waar jy die ondervinding en die kennis kan opdoen. Daarna kan mens kyk die geldstorie jag, maar die eerste 5 jaar moet jy regtig kyk wat se blootstelling jy kan kry en wat se tipe ondervinding jy kan opdaal.